Ek trek gewoonlik my baadjie uit, maar vanmôre gaan ek hom aanhou. Dis 'n bietjie koel vanmôre. Kom ons sit net so en dan vertrou ons net die Here dat hy ons seën vanmôre uit sy woord. Baie mense dink ek het besluit om vanmôre in die bed te bly, wat dalk nie 'n slegte besluit was in hierdie koue nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n nuwe week wat voor ons lê van môreoggend af. Dankie dat ons voordat hierdie week begin in u teenwoordigheid kan kom saam met u kinders, saam met ons mede-pelgrims, om te leer uit u woord, om krag te ontvang en voort te beweeg op ons pad na die hemel. En ons sê vir u dankie vanmôre dat u ons die voorreg gee om weer saam met ons medebroers en susters hier by mekaar te kom. Dankie vir u woord en vir die krag van u woord. En dankie dat ons weet, Here, dat u sal nooit u woord ledig laat terugkeer na u nie. U sal doen waarvoor u dit uitstuur om te doen. En ook in ons harte, Here, doen u die werk wanneer ons luister na u woord. Ons wil vanmôre bid vir hulle wat ons wat miskien in ons midde is, wat siek is. Miskien nie vanmôre hier nie, Here, maar deel van ons groter familie. Ons bid dat u hulle sal aanraak en sal seën en dat u vir hulle sal genees. En ons dankie, Here, dat ons die voorreg het om hierdie te kan vra in die naam van Jesus. Amen. Nou vriende, verlede Sondag het ons na Jesaja 46 gekyk. Vir die van julle wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks deur Jesaja. Ons is eintlik besig met 'n reeks deur die Bybel. Ons het begin in Genesis en ons trek nou al in Jesaja. So ons is nou al meer as 'n jaar lank besig in Jesaja, jaar en 'n half al amper. En ons het verlede week in Jesaja 46 het ons gesien dat die vraag is baie eenvoudig. Dra jou God jou of dra jy jou gode? En ons het gekyk na afgoderry, die vermoeienis van afgoderry teenoor die rus van 'n verhouding met God. Vanmôre gaan ons voort na Jesaja 47 en die tema vanmôre is nog 'n beeld van die wêreld. So blaai saam met my na Jesaja hoofstuk 47. Die opskrif van hierdie hoofstuk in ons Afrikaanse Bybel is Val van die trotse Babel. In die Engelse King James is die opskrif The Humiliation of Babylon, die vernedering van Babylon. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif Babylon brought low, steeds onder die tema Look to the Lord and be saved. So die van julle wat 'n Bybel het, blaai saam na Jesaja 47 en ons gaan die eerste 3 verse lees en dan beweeg ons deur hierdie hoofstuk vanmôre. Jesaja 47 open met hierdie woorde. Kom af en sit in die stof, jong vrou, dogter van Babel. Sit op die grond sonder troon, dogter van die Galdeërs. Want jy sal nie langer genoem word die vertroetelde en verwende nie. Neem die handmeel en maal meel, slaan jou sluier op, tel die kleed op, ontbloot die been, trek deur die riviere. Laat jou skaamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word. Ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie. Nou vriende, Jesaja profeteer dat Babylon, waarna toe Israel of Juda na toe weggevoer sal word in die Babyloniese ballingskap, dat hulle sal word soos 'n vernederde jong vrou. 'n Jong vrou wat bederf was. 'n Jong vrou wat net die beste geken het. 'n Vertroetelde en verwende jong vrou. 'n Jong vrou wat op 'n troon gesit het. 'n Dogter van die Galdeërs. Wat nou skielik en in 'n oomblik in die stof moet sit. Wat op die grond moet gaan sit, wat 'n handmeel moet draai sodat graan gemaal kan word en wat daarom vir die eerste keer in haar lewe blaase op haar hande sal hê, wat haar sluier van skoonheid sal verloor, wat haar kleed moet optrek sodat sy kaal voet deur die rivier moet loop self waar sy voorheen gedra was, wie se skaamte ontbloot sou word, 'n maagd, sy wat 'n maagd was, wie se naaktheid gesien sal word. Op haar sal God wraak neem en sy sal verneder word. Wat 'n ontsettende vernedering wag op hierdie groot stad Babylon. Sy sal dus soos 'n slaaf behandel word, met geen regte, geen voorregte en geen vooruitsigte nie. Bultema skryf, die gewaagde beeld van 'n ryk
ligsinnige en sensuele jong vrou, wat as gevangene gedoem is tot die veragtelike toestand van 'n slaaf. Dis harde woorde wat Jesaja uitspreek in sy profesie teen Babel. Maar dan in vers 4 lyk dit asof hy dit omswaai. In vers 4 sê hy iets wat lyk of dit geen verband het met wat hy nou net gesê het nie. Hy sê in vers 4, ons verlosser, sy naam is Here van die leerskare, die Heilige van Israel. In teenstelling met Babel, wat nie verlos sal word van die mag van Kores nie, in teenstelling met Babel wat verneder sal word soos 'n maagd wat ontbloot word voor almal, in teenstelling met Babel wat laag gebring sal word en soos 'n slaaf behandel sal word, in teenstelling daarmee het Israel 'n verlosser. Ons verlosser. Sy naam is die Here van die leerskare, die Heilige van Israel. En hierdie woord verlosser is weer eens daardie woord waarna ons so baie al gekyk het in hierdie reeks, die woord losser. In die Hebreëus is dit die woord gehaal. Dit beteken die losser wat moet kom en 'n familielid moet kom vrykoop wat in slawerny verval het as gevolg van skuld. Bultema skryf aangaande die verlosser van Israel, wat ook sy losser is. Hy sê, 'n losser moes 'n nabye familielid wees. Ons weet, dit is die Ou Testamentiese beginsel gewees. Die losser kon nie maar sommer net iemand in Juda wees nie. Dit moes 'n nabye familielid van die persoon wees wat in die moeilikheid is. Hy sê 'n losser moes 'n nabye familielid wees. Christus is ook dit, want volgens sy menslikheid het hy uit die Jode voortgekom. 'n Losser moes verder in staat gewees het om te verlos. Die Heilige van Israel het nie 'n tekort in die vermoë om te verlos nie. Soms moes die losser 'n bloedige wraak uitoefen. Christus sal 'n bloedige wraak uitoefen op Babylon vir die onderdrukker van sy volk. Gereeld moes 'n losser die losprys betaal om 'n gevangene vry te laat. Die Here Jesus het met sy bloed op Golgotha betaal om sy volk los te koop. Op grond van hierdie oorwegings, waarby nog baie meer gevoeg kan word, is dit duidelik dat die naam losser baie gepas is vir die verlosser, ons heiland. Jesaja sê vir Babel, julle het nie 'n verlosser nie. Niemand sal julle kan vrykoop wanneer julle in slawerny ingaan nie. Van jou troon af tot in die stof sal jy moet gaan, sonder dat iemand julle sal kom help. Maar Israel het 'n verlosser. Ja, ek sal julle toelaat om hulle weg te voer en hulle weg te vat van Juda na Babel, na Babylon toe. Ja, julle sal hulle oorwin. Ja, julle sal hulle wegvat van Jerusalem af, maar hulle het 'n verlosser wat hulle weer sal terugbring anders as vir julle. God dank, Israel het 'n verlosser. En vriende, hierdie is die hartseer definisie van hierdie wêreld. En alle valse afgodediens, alle valse godsdienste. Hier is die definisie. As jy wil weet, hoe lyk hierdie wêreld? As jy wil verstaan, hoe lyk valse gelowe? Hier is die definisie. Hulle het nie 'n verlosser nie. Hierdie wêreld het nie 'n verlosser nie. En dis waarom mense so skarrel om alles bymekaar te kry en op te bou en seker te maak dat niks hulle oorval nie. En dis waarom mense so gestres is en dis waarom mense so benoud is, want hulle het nie 'n verlosser nie. Hulle het nie hoop nie. Vat byvoorbeeld net die valse geloof Islam. Het nie 'n verlosser nie. Jy moet die 7 pilare van Islam hou en dan moet jy maar hoop vir die beste by die oordeelsdag. Maar daar's nie 'n verlosser nie. Daar's nie verlossing van sonde nie. Daar's nie 'n oomblik van ware vrede en vryheid, omdat ek weet dat my sonde vergewe is en ek verlos is van my sonde skuld en ek is vrygespreek deur Christus. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Daar's nie 'n oomblik van dit nie. Jy moet net die heeltyd jou kant bring, want daar's nie 'n verlosser nie. En so kan ons aangaan
en aangaan. Vanaf vers 5 tot 11 sê Jesaja dan vir Babylon waarom God hulle gaan oordeel. Kom ons lees dit saam. Hy sê vir hulle, sit doodstil en gaan in die duisternis, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Ja, sê God vir hulle, ek was toornig op my volk. Ja, ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee. Maar jy het hulle geen barmhartigheid bewys nie. Op die grysaard het jy jou juk baie swaar laat druk en gesê, ek sal in ewigheid wees, gebiedster vir altyd. Jy het hierdie dinge nie ter harte geneem en aan die einde hiervan nie gedink nie. Hoor dit dan nou, wellustige wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie, en ek sal nie as weduwee sit of kinderloosheid ken nie. Hierdie twee dinge sal dan in 'n oomblik op een dag oor jou kom, kinderloosheid en weduweeskap. In volle maat sal hulle jou oorval, ondanks die veelheid van jou towerye, ondanks die groot menigte van jou besweringe, en jy het op jou boosheid vertrou, jy het gesê, niemand sien my nie. Jou wysheid en jou kennis het jou verlei, sodat jy in jou hart gesê het, ek is dit, en niemand anders nie. Daarom oorval 'n onheil jou, wat jy nie sal weet hoe om te besweer nie, en 'n onheil val op jou, wat jy nie kan versoen nie, en skielik oorval jou 'n verwoesting, sonder dat jy dit weet. Die hoofsaaklike sonde van Babylon was haar hoogmoed en haar trots, en daaruit het al die ander sondes en booshede gevloei. En vanaf vers 12 tot 13, daag God dan vir Babel uit deur Jesaja om op te tree. Hy sê vir hulle, tree op, doen iets. En doen iets waarop julle kan vertrou. Vers 12 en 13, hy sê, tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towerye waarmee jy jou vermoei het van jou jeug af. Miskien kan jy iets uitrig, miskien kan jy skrik aanjaag. Jy het jou vermoei met die menigte van jou planne. Laat hulle tog optree en jou red. Die wat die hemele indeel, die sterrekykers wat elke maand laat weet wat oor jou sal kom. Hulle het hulle vertroue geplaas op die mystiese sterrekykers. En hulle het hulle vertroue geplaas op towerye en besweringe en bygelowe. En God sê, kom, tree op, bring hierdie goed. Soos hy in vorige hoofstukke al gesê het, bring hierdie goed, kom wys vir my hoe julle sal gered word deur hierdie dinge waarop julle vertrou. En dan gee hy in vers 14 en 15 vir hulle die hopeloosheid van hulle situasie. Hy sê vir hulle, kyk, hierdie goed waarop julle vertrou, het geword soos stoppels. Vuur het hulle verbrand. Hulle kan hulle self nie red uit die mag van die vlam nie. En dit is geen kool om by warm te word, geen vuur om daarvoor te sit nie. Dit het jy aan hulle, jou koopmans, met wie jy jou vermoei het van jou jeug af. Elkeen dwaal sy eie koers. Niemand is daar wat jou red nie. God sê, ek gaan julle almal oordeel. Met vuur gaan ek julle oordeel. En dit sal geen gewone vuur wees nie. Dis 'n vuur waaruit jy jouself nie sal kan red nie. Nie 'n warm, vriendelike vuur wat die mens verhit en wat lekker gesellig is nie. Nee, die dodelike vuur van God se oordeel. En selfs die ryk koopmans sal magteloos wees, want niemand sal hulle kan red nie, en hulle het nie 'n verlosser nie. Die laaste paar woorde van Jesaja 47 is so hartseer, die laaste sinnetjie. As hoofstuk 47, sy heel laaste sinnetjie sê, niemand is daar wat jou red nie. In teenstelling met Israel wat 'n verlosser het, is daar niemand wat Babylon sal red nie. Nou dat ons die hoofstuk verstaan, kom ons kyk 'n bietjie wat hier aangaan. In hierdie hoofstuk het ons weer 'n kykie na hierdie wêreld en sy sondige stelsels en sisteme. Ons weet dat Babylon in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is 'n beeld van die wêreld en sy bose stelsels. En Babylon word altyd op een of ander manier aan ons voorgehou as 'n vrou. Ek wil die van julle wat nog nie Spencer Smith se reeks Third Adam op YouTube gekyk het nie, wil ek uitdaag. Gaan kyk dit. Daar's 4 eksemplare. Gaan kyk al 4 episodes. Third Adam 1, 2, 3 en 4. En as jy klaar is, sal jy die term mystiese Babylon beter verstaan.
Jy sal beter verstaan wat huidiglik in hierdie wêreld aan die gang is, en jy sal beter verstaan wat in die moderne kerk aan die gang is, en hoe hierdie gees van Babylon nog steeds voortleef en tot binne in die kerk in die weste ingekom het. Hierdie gees van Babylon, waarteen Jesaja praat, hierdie oordeele wat hy uitspreek in die Ou Testament, is deel van die uitsprake van God wat hy doen oor hierdie wêreld aan die einde van hierdie bedeling. Kom ek lees vir julle wat ek bedoel. In Openbaring sien ons hierdie vrou Babylon weer, aan die einde van die Nuwe Testament. Ons sien haar in die Ou Testament, in die profetiese skrywes, en ons sien haar aan die einde van die Nuwe Testament in Openbaring. Luister net, Openbaring 14 vers 8. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Hoofstuk 16 vers 19, steeds Openbaring. En die groot stad is in 3 dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn. Klink amper dieselfde as wat Jesaja sê in hoofstuk 47. Hoofstuk 17 verduidelik Johannes nog meer. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, en ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het. En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken, en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels, en die onreinheid van haar hoerery. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Die vrou Babylon, die sondige stelsels van hierdie wêreld wat ons vind in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. En in Jesaja beskryf hy die kwaliteite van hierdie sondige wêreldse stelsel so mooi in hoofstuk 47, die kwaliteite van Babylon, die aard van Babylon. En wanneer ons dit lees, dan sien 'n mens hierdie wêreld en sy stelsels en sy mense en sy sisteme. En weer gaan ek net kernbegrippe lees soos verlede week, gaan nie weer die hele gedeelte lees nie, maar as jy vers 5 tot 11 lees, dan kom die volgende kernbegrippe die hele tyd uit hierdie paar verse. En terwyl ek hierdie kernbegrippe lees, dink aan die wêreld waarin ons leef. Dink aan die nasies wat met mekaar oorlog voer. Dink aan die stelsels en hoe dit werk. Kom ek lees hierdie begrippe. Gebiedster van die koninkryke. Jy het geen barmhartigheid nie. Jy druk swaar op die weerloses. Jy sê, ek sal in ewigheid wees. Gebiedster vir altyd. Jy dink nie aan die einde nie. Jy is wellustig. Jy dink jy voel en sit veilig. Dit is ek en niemand anders nie, sê jy. Ek sal niks oorkom nie. Ek sal nooit 'n weduwee wees of kinderloos nie. Die veelheid van jou towerye, die menigte van jou besweringe. Jy vertrou op jou boosheid. Jy sê, niemand sien my nie. Jou wysheid en jou kennis verlei jou. Jy vermoei jou met die menigte van jou planne. Jy vertrou op die sterrekykers. Jy vermoei jou met die koopmans. Elkeen dwaal sy eie koers. 'n Pragtige beskrywing van die gees, die klimaat van hierdie wêreld. Die kultuur van Babylon, die waardes van Babylon, die hart van Babylon, die hoogmoed, die eie geregtigheid, die harteloosheid, die boosheid van hierdie wêreld. Word so mooi beskryf in hierdie hoofstuk. As 'n stad in die Ou Testament, maar ons weet as ons kyk aan die einde in Openbaring in die Nuwe Testament, hierdie wêreld en sy sisteme. Johannes bou op in sy beskrywing van Babylon en wat met haar gebeur aan die einde in Openbaring. En wanneer ons in hoofstuk 18 van Openbaring kom, dan gee hy 'n volledige beskrywing.
van Babylon, hierdie wêreld, die stelsels van hierdie wêreld en wat met haar gebeur. Kom ons lees hoofstuk 18 saam. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval, het die groot Babylon. Dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onrein geeste, en 'n versamelplek van allerhande onrein en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoererye, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nie sien nie. Nou laat dit jou nie dink aan Jesaja 47 nie. Daarom sal haar pla op eendag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg en uit vrees vir haar pyniging staan en sê: Wee jou, o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. En vriende, julle kan die res van hoofstuk 18 self gaan lees. Wanneer jy hierdie hoofstuk lees, dan klink dit soos Jesaja 47. Dis dieselfde tipe taalgebruik wat gebruik word. Dit wat Jesaja vir ons sê in Jesaja 47 en dit wat Johannes sien op Patmos is amper dieselfde goed. Hoekom? Want dis dieselfde gees, dis dieselfde sisteem, dis dieselfde entiteit. Babylon. Dis hoe die wêreld lyk. En agter Babylon sit die Satan homself. Oorlede professor Malan het 'n artikel hieroor geskryf en ek wil so 'n bietjie daaruit aanhaal. Hy praat oor Babylon se rebellie teen God. Kom ek lees net vir ons 'n paar goed hier saam. Hy sê in daardie omgewing van die wêreld waar Babylon was, die stad Babylon, is daar 3 groot goed. 2 het reeds gebeur, 1 gaan nog gebeur. Kom ons lees dit net saam. Luister wat skryf hy. Waarom is gebeure in Babylon, wat die huidige Irak en Sirië is, so geweldig betekenisvol vir die wêreld? Omdat daar hier onder die aanstigting van Satan besluite geneem is wat alle mense op aarde raak. Besluite oor die toekoms van die mensdom is nie alleen in antieke tye hier geneem nie, maar sal in die nabye toekoms weer hier geneem word. Die 3 uitstaande besluite wat met die omgewing van Babylon in verband staan, asook die implikasies daarvan, is die volgende. Nommer 1, die sondeval. En dan skryf hy: Die vroegste oorsprong van die mens kan na die tuin van Eden in die Persiese Golfgebied teruggevoer word. Nou onthou, Prof Malan was 'n volkekundige. So hy het geweet waarvan hy praat. Een van die vroegste name vir die huidige Irak was Mesopotamië, wat beteken die land tussen die 2 riviere. Hierdie 2 riviere is die Tigris en die Efrat, wat albei deur die vroeë tuin van Eden geloop het. 'n Mens kan dus met goeie reg sê dat Irak en sy onmiddellike omgewing die gebied van oorsprong van die mens op aarde is. Die eerste tragiese besluit wat oor die lotgevalle van die mens geneem is onder die direkte beïnvloeding van die Satan in die tuin van Eden geneem. Hier het die dood geestelik en liggaamlik vir Adam en Eva aangeklewe, omdat hulle die ware God se wette verbreek en na 'n valse God, Satan, geluister het. Hulle is uit die tuin verdryf en hulle geestelike verduistering en sondige neigtheid is deur oorerwing na hulle kinders oorgedra
en sodoende na die hele menslike geslag. Ons word dus almal steeds geraak deur hierdie tragiese besluit. Die duiwel het in Eden 'n groot slag vir sy eie koninkryk geslaan, toe hy die eerste mense verlei het om te sondig en daardeur teen God in opstand te kom. Die tweede besluit wat hier geneem is in hierdie selfde gebied, is die toring van Babel. Die tweede tragiese besluit, skryf hy, wat die hele mensdom nadelig sou raak, is ook weens Satan se misleiding in die omgewing van die Efrat en die Tigrisriviere geneem, in die land wat later as Mesopotamië, Siniar en Babylonië bekend gestaan het. Na die sondvloed het rebellie spoedig weer onder die mense voorgekom, en in Genesis 10 lees ons, Kus was die vader van Nimrod, en Nimrod het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees, en die begin van sy ryk was Babel. Daarna het Satan sy eerste goddelose wêreldstaat in hierdie selfde gebied gevestig, waar hy aanvanklik soveel sukses met Adam en Eva behaal het. Babylon, teenoor die Efratrivier, was die hoofstad van sy ryk. In Babylon is daar besluit dat die hele mensdom vir die res, is daar 'n besluit geneem wat die hele mensdom vir die res van sy bestaan op aarde sou tuister. Ons lees hieroor in Genesis 11 en dit gaan oor die toring van Babel, die rebellie teen God, die opbou van die toring. Ons sal 'n toring bou wat tot aan die hemel reik. Ons sal opklim, die mens wat weer soos God wil wees. En dan sê hy, die derde besluit, wat namens die hele wêreld in Babylon geneem sal word, staan in verband met die verbond wat die nasies in die eindtyd met die Antichrist sal sluit. Twee van die Antichrist se titels dui spesifiek daarop dat hy in die ou Assyrisch-Babyloniese magsgebied sal opstaan en sy koninkryk daar sal vestig. In Jesaja 10 word hy die Assiriër genoem en in Daniël 11 die koning van die noorde. Beide hierdie uitdrukkings dui op die gebied ten noorde, noordooste van Israel, wat soms as Assirië en soms as Babylonië bekend gestaan het. Die hartland daarvan is die huidige Irak, daar waar die tuin van Eden aanvanklik was. Dit is uit ander skrifgedeeltes ook baie duidelik, dat die stad Babylon weer as 'n goddelose wêreldsentrum herbou sal word. Nou net vir julle wat nie weet nie, sedert 1978 as ek die datum reg het, is hulle weer besig om die stad Babylon te herbou. En dan skryf hy, die ideologie van die Antichrist se nuwe wêreldorde sal as Satan se derde groot Babyloniese leuen met die eerste twee leuns verband hou. Soos wat hy vir Eva in Eden gesê het, sal hy weer eens beweer dat die mens in sy eie reg onsterflik en goddelik is. Soos by die toring van Babel, sal die ideologie van internasionale eenheid in assosiasie met afgodediens ook aktief nagestreef word. Aan die einde van die Antichrist se ryk sal die Here se oordeele oor Babylon finaal in vervulling gaan. Dit wat Johannes in Openbaring 18 vir ons beskryf. En dan sluit hy af, hy sê, oor die bose Babyloniese ryk sal God se oordeele nie sluimer nie. Hierdie gebied in Babylon, waar Satan vir Adam en Eva tot rebellie teen God verlei het, later die nasies by die bou van die toring van Babel tot rebellie teen God aangehits het, en in die eindtyd die laaste internasionale rebellie onder leiding van die Antichrist sal stig, sal ook die terrein van God se groot oordeel oor die eeuoue Babyloniese sameswering van Satan wees. Alles gebeur op dieselfde plek. Die tuin van Eden was daar, en hy beweer, as jy die hele artikel lees, dat die tuin was geweldig mooi, en ons weet dat die woord van die Here sê, dit was 'n geweldige groot, 'n pragtige tuin, en dat daar geweldig baie plante groei was, en dat dit is ook hoekom daardie gebied so olieryk is, maar dis nou nie 'n gesprek vir hierdie boodskap nie. Die tuin van Eden is daar gewees. Die toring van Babel het daar plaasgevind. Die Antichrist kom uit daardie gebied. 3 keer sien ons in hierdie gebied die Satan se strategie. Ek is amper klaar, vriende. Daar is ook 3 dinge wat die gees van Babylon dryf. Nommer 1, mag en oorheersing.
Dit dryf hierdie hele stelsel van Babylon. En as jy kyk na ons wêreld, dan sien jy almal soek na mag. Die tweede een is liefde vir geld. Nie geld nie. Geld is net 'n gereedskapstuk. Die liefde vir geld. Dis die tweede ding wat die hele stelsel van Babylon dryf. Die derde ding is vrye seks. Daai 3 vind ons die hele tyd oor en oor en oor in Babylon. Mag, liefde vir geld, vrye seks. Jy het dit in die ou antieke Baal-aanbidding gekry. Jy het dit by die toring van Babel gekry. Jy kry dit steeds in Babylon. Dis die masjinerie wat alles dryf. Selfs in Jesaja 47 kom al 3 voor. Kom ek wys julle. Vers 5, mag. Sit doodstil en gaan in die duisternis, dogter van die Galdeërs, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Mag. Ek sal die koninkryk om my gebied. Ek sal in beheer wees van alles. Mens dink nou maar net terug aan Hitler wat die hele wêreld wou oorneem. Soos Caesar en Alexander die Groot en almal voor hulle. Gebiedster van die koninkryke. Mag. Tweede een is die liefde vir geld. Hoofstuk 47 vers 15. Dit het jy aan hulle, jou koopmans, met wie jy jou vermoei het van jou jeug af. Ekonomie, handel, ching ching, bling bling. Luister nou die dag na iemand wat op die radio praat en hy sê, mense sê geld is nie alles nie, maar laat ek vir julle sê, geld is alles. Dink ek vir myself, jy ken nie die heiland nie. Jy ken nie die Here Jesus nie. As dit waar was, sou geen sendeling in geloof uitgegaan het en die werk van die Here gedoen het nie. As dit waar was, sou ons heiland nie vir sy disippels gesê het, toe hy hulle uitgestuur het, moenie 'n beer saam met julle vat nie. Moenie geld saamvat nie. Gaan net. Vrye seks, vers 8. Hoor dan nou dit, wellustige wat so veilig sit. Dis een van die groot kenmerke van die wêreld. Dis wellus. Wellus. Die huwelik tussen 'n man en 'n vrou wat God ingestel het, is lankal nie meer goed genoeg vir hierdie wêreld nie. Wellus. Ons soek meer vrye seks. Ons wil ons uitdruk op ons manier, soos ons wil, wanneer ons wil, hoe ons wil. Dis 'n rebellie teen God, vriende. En al 3 hierdie gruwels kom beide in die sekulêre wêreld, asook in die valse godsdienste voor. In die sekulêre besigheidswêreld, die oomblik as manne begin groot besigheid doen, en raak hulle al hoe meer magsbehep. Die liefde vir geld neem hulle totaal oor. En die volgende gebied in hulle lewens wat val is seks. Bly nie meer by hulle vrouens nie. Valse godsdienste, noem hulle maar op. Die Mormone, magtige kerkbeweging in Amerika. Skatryk. En wat is een van die goed wat hulle gedryf het totdat die Amerikaanse wetgewing hulle gestop het? Veel wywerheid. Hierdie kom altyd voor. Mag en geld, die liefde vir geld en vrye seks. En die oorhoofse boosheid is hoogmoed. Dit is nie moeilik om hierdie wêreld te verstaan nie, vriende. Hierdie wêreld, Babylon, en die mistiese Babylon, die stelsels van hierdie wêreld, word oorheers deur die gees van Babylon, wat 'n dryf is na mag, 'n liefde vir geld en 'n opstand tot vrye seks. Dis wat hierdie wêreld dryf. Dit is waarom alles draai. In hoofstuk 47 sê Jesaja vir Babylon, jy gaan alles verloor in 'n oomblik. En dis presies wat gebeur het. Dis presies wat gebeur het. Vir ons as bloedgewaste kinders van die Here, en ek maak klaar,
vir ons wat 'n kosbare verlosser het, soos Israel. Vir ons wat vrygekoop is van die sondige sisteme van Babylon. Vir ons wat koninkryksburgers is en wat op pad is na die nuwe Jerusalem en die nuwe hemel en die nuwe aarde, wat aan die kruis van Golgotha voorbetaal is en wat daar die wonderlike verlossingsplan van God aanvaar het. Vir ons is hierdie wêreld net ons werksplek, vriende. Dis al wat dit is. Dis net die wingerd waarin ons werk om verlore mense by Jesus uit te kry. Dis al wat dit is. Ons bou nie ons drome hier nie, ons bou nie ons ligkastele hier nie, want dit is 'n vervloekte plek, dis onder die vloek van Genesis 3. Ons heil is nie hier nie, ons vreugde is nie in hierdie wêreld nie, ons beloning is nie in hierdie wêreld nie, ons hoop is nie in hierdie wêreld nie. Hulle kan mekaar daar bo in Europa en hulle gaan mekaar nog verder uit mekaar uitskiet daarbo, want dis wat die woord van die Here sê moet gebeur. Dit beroof nie ons vreugde nie, want ons verwag ons koning. Ons verwag soos Abraham, 'n stad waarvan God die boumeester en die oprigter is. Ons mik hoër as hierdie wêreld, baie hoër, bo die vloek van Babylon en bo die misbruik van hierdie wêreld. Johannes stel dit so mooi in sy tweede brief in die Nuwe Testament. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. En hierdie is nie 'n voorstel nie, dis 'n imperatief. Dis wat ons moet doen. Hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. Kan dit duideliker gesê word as dit? As iemand die wêreld lief het, as iemand Babylon lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, hier kom hulle, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy of sy wat die wil van God doen, bly tot in ewigheid. En vanaf vers 18 tot by vers 27 praat hy oor die gevaar van die komende antichrist. Interessant dat hy dit in dieselfde konteks noem, Johannes. En ons sluit hy hierdie hoofstuk af met 2 verse, 28 en 29. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd staan en van hom weggaan by sy wederkoms. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Nie net glo nie, die geregtigheid doen. Gehoorsaamheid. Ek glo dat Jesus vir my sonde gesterf het, maar ek is ook gehoorsaam aan hom. En ek het losgekom van hierdie wêreld. Want ek het vir die eerste keer in my lewe begin sien wat hierdie wêreld is. Dit is niks anders as Babylon nie. Daar's 'n gees wat hierdie stelsel dryf. Dit is 'n genadeloose, hoogmoedige, bose stelsel. En ons almal moet daarin leef, want ons is in die wêreld, al is ons nie van die wêreld nie. Maar dit is nie ons heil nie, dit is nie ons vreugde nie. Ons leef nie vir Babylon nie. Ons leef vir hom wat ons verlos het. Kom ons bid saam. Ons weet verseker dat U gaan hierdie wêreld oordeel. En soos wat U die taalverwarring gedoen het by die toring van Babel, so gaan U weer die werk van die mens tot stilstand bring. En U gaan die koninkryk kom vestig op hierdie aarde, 'n koninkryk van geregtigheid en vrede. Ek kan nie wag vir die 1000 jaar van vrede nie, Here. Bid U dat U sal kom, Here. Dat U ons sal help as kinders van die Here om ons oë af te haal van hierdie wêreld, Babylon en sy hoogmoed. Soos ek altyd sê, die blink liggies van die wêreld, wat niemand ooit kan vervul of bevredig nie. Help ons, Here, om U op te soek. Vul ons met meer van U Gees, U volheid,
Help ons, Here, om die wêreld nie lief te hê nie. Moenie die wêreld lief hê nie. Help ons, Here. Ons bid dat U vir ons sal help. Open ons oë, dat ons hierdie goed kan sien en verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.